Leef doelbewus vir God deur mekaar te dien, in liefde te dien. Hoeveel keuses maak jy per dag? Ek en jy maak 'n paar 100 keuses elke dag. Bewuslik en onbewuslik. Dit begin in die oggend as jy wakker word en besluit, gaan ek nog bly lê of gaan ek nou begin opstaan? Gaan ek vir my koffie maak of gaan ek dalk 'n teetjie maak? Wat gaan ek eet vir ontbyt? Wat gaan ek aantrek? Wat gaan ek alles vandag doen? En teen daai tyd het jy 'n hele klomp besluite geneem, bewuslik en onbewuslik. En hoe gaan ek teenoor mense reageer vandag? As ek op pad winkel toe is en hierdie ouens hier voor my insny met 'n taxi, hoe gaan ek daarop reageer as ek in die winkel staan en iemand druk hier voor my by die ry in? Hoe gaan ek daarop reageer? Dis alles besluite wat jy deurlopend maak sonder dat jy altyd besef dat jy besig is om hierdie besluite te maak. Hoe gaan jy teenoor jou buurman optree wat alweer hier oor die heining van jou allerhande goeie toesnou en met wie jy nie lekker oor die weg kom nie? Of hoe gaan jy jou vrou of jou man hanteer met wie jy verskil van mening het? Vanoggend, gaan ek kerk toe kom of gaan ek by die huis bly? 'n paar 100 besluite wat jy bewuslik en onbewuslik neem. En weet julle wat? Meeste van daardie besluite sentreer rondom jouself, jou eie selfsug. Ons is maar so ingestel op ons self en ons eie behoeftes. Maar elke keuse wat ons maak, het 'n effek, het 'n gevolg. Stephen Covey, miskien lei die name 'n klokkie by julle, 7 Habits of Highly Successful People. Hy sê, while we are free to choose our actions, we are not free to choose the consequences of our actions. While we are free to choose our actions, we are not free to choose the consequences of our actions. En selfs wanneer jy 'n keuse moet maak en besluit om nie 'n keuse te maak nie, is dit 'n keuse op sigself wat jy uitoefen. Alles in ons lewens is nie net alleen 'n refleksie van die keuses wat ons gemaak het nie, maar dis ook 'n refleksie van watter soort mens ek en jy is, van wat ons waardes is en hoe ons onsself sien, wat ons identiteit is. En dit is hoekom Petrus ons so aanmoedig om ons identiteit te vind in Christus Jesus. En hierdie refleksie van wie wat ek en jy is, ons waardes, hoe ons self sien, kom nie alleen uit in ons woorde nie, maar dit kom ook uit in die manier wat ons optree teenoor mekaar. Met dit in gedagte skrywe Petrus aan die gelowiges, die Christene, wat baie swaar kry in daardie tyd wat hulle lewe, want hulle gaan gebuk onder geweldige vervolging. En hy kom en hy moedig hulle aan en sê, moenie ophou om vir God te kies nie. Moenie ophou om die regte keuses te maak nie, al kos dit baie. En dit sal veral met die oordeelsdag baie duidelik word dat dit die moeite werd was om vir God te kies, om hom te dien en te volg. Dat dit die regte keuse was om vir Jesus in sy voetspore te volg. So, volgende die eerste punt, maak 'n keuse om vir God te leef. Petrus skryf daar in 1 Petrus 4 vers 2, dis die boodskapvertaling, iemand wat so swaar kry as mens, hy praat oor die vervolging, swaar kry wat hulle deurgegaan het. Hy sê, iemand wat so swaar kry as mens, hou hom nie meer met die sonde op nie. Sy ingesteldheid in die lewe is anders. Hy hardloop nie die hele tyd agter sy eie neus aan en doen wat net vir hom as mens lekker is nie. Nee, al wat 'n Christen graag die res van sy lewe wil doen, is dit wat God en nie mense nie gelukkig sal maak. Of vir die res van sy aardse bestaan word sy lewe nie meer beheers deur menslike begeertes nie, maar deur die wil van God. Totaal anders as die wêreld wat sy eie selfsug, sy eie genot soek, sê Petrus, wanneer jy 'n keuse vir God maak,
dan wil jy op die ouende doen wat vir hom gelukkig maak. Dis wat jy heeltyd die res van jou lewe wil doen. En nou kom Petrus en hy herinner hulle daaraan hoe hulle vroeër was. In vers 3 hy sê, julle is julle lewe lank genoeg beheers deur julle heidense begeertes. Ek praat nou van daardie tyd toe julle alle ordentlikheid en reëls oorboord gegooi het en net gedoen het waarvoor julle lus was, of soos nie Christene geleef het. Hy sê julle het deurlopend die verkeerde keuses gemaak. Julle het julleself pap, dronk, gedrink en wille sekspartytjies gehou. Boodskapvertaling. Hy sê en julle hele lewe is daardeur eintlik geruïneer. Maar toe gebeur daar iets in julle lewens. Paulus praat daarvan in Titus 3 van vers 3 as hy sê, vroeër was ons ook onverstandig, ongehoorsaam, op die verkeerde pad, verslaaf aan allerlei begeertes en sinsgenot. Ons het ons lewens in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. Maar toe die goedheid van God ons verlosser en sy liefde vir die mens verskyn. Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Dit het hy gedoen deur die wedergeboorte wat die sonde afwas en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. Hy sê God het in ons lewens ingegryp en dit het hy gedoen op grond van sy liefde en ontferming vir mense soos ek en jy. En hy het dit gedoen deur die wedergeboorte wat die sonde afwas en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. God het ons kom verander deur die Heilige Gees. Hy het mense se lewe verander deur hulle harte, hulle denke te vernuwe en te verander, sodat hulle as gelowiges kon onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is, Romeine 12 vers 2. En dis wat hierdie gelowiges in die tyd van Petrus ervaar het, dat God het gekom en hulle lewe nuut gemaak, en nie net hulle denke en hulle harte nie, maar hulle lewe het dit gewys op 'n manier wat hulle het geleef het. En dit het teen 'n prys gekom. Hulle is vervolg, hulle is gemartel, hulle is gespot, hulle is beledig, uitgestoot, doodgemaak, omdat hulle gekies het om vir Jesus te volg, omdat hulle die regte keuse gemaak het om hom gehoorsaam te wees, ongeag die koste. Hulle het 'n radikale verandering, 'n radikale bekering ondergaan. Hulle het weggedraai van hulle ou sondige lewenstyl en verkeerde keuses van die verlede. Al wat hulle as Christene graag die res van hulle lewe wil doen, is dit wat God en die mense nie gelukkig sal maak. Vir die res van hulle aardse bestaan word hulle lewens nie meer beheers deur hulle menslike begeertes nie, maar deur die wil van God. So beskryf Petrus dit. Ons almal wat hier sit, ons almal het 'n verlede. 'n Verlede vol van regte keuses, maar ook ongelukkig van verkeerde keuses. Soms wens 'n mens jy kan teruggaan in tyd en daardie verkeerde keuses wat jy gemaak het, dat jy dit kan regstel, kon verander, 'n beter keuse kon maak, die regte keuse kon maak, in plaas van dit wat jy gedoen het, met die gevolge wat daar gevolg het. Ek bedoel, hoe ver terug kan jy in die verlede onthou? Nou, op hierdie ouderdom is dit al 'n bietjie moeilik. Maar onthou jy toe jy op skool was, toe ons nog jong was, dat ons dalk nie so hardwerkend was nie, maar ook lui genoeg was om net deur te skraap, dalk eers ons skoolloopbaan voltooi het nie, en hoe dit jou hele lewe op die ouende belemmer het.
Of die verkeerde vriende wat jy gekies het. Jy was so graag deel gewees van die ingroep, maar op die ouende was jy deel van 'n groep wat eintlik 'n slegte reputasie gehad het, en hoe dit die res van jou lewe gevolg het met 'n negatiewe invloed, as gevolg van die verkeerde vriende wat jy gemaak het. Of verhoudinge waarin jy was, en die ou of die meisie wat jy gekies het om mee te trou, dat jy nooit vir die Here gevra het of dit die regte persoon is, wat hy vir jou wil hê as 'n lewensmaat nie. En die nagevolge wat dit ook vir jou lewe en jou toekoms gehad het. Of skuld wat jy gemaak het as gevolg van verkeerde raad of verkeerde keuses wat jy gemaak het, en dat jy nou nog onder die gevolge daarvan ly. Of kwaai vriende wat jy geword het dalk met jou skoonouers, of 'n uitval wat jy met jou kollegas gehad het wat jou bevordering gekos het, of met jou kinders met wie jy stryd gekry het oor onbenulligheid, en wat maak dat die mens nou nog mekaar vermy. Verkeerde keuses wat jy gemaak het, wat jy wens jy kon anders gedoen het. En nou op 'n mens se ou dag, nou op jou ou dag, sit jy met die gemors eintlik van hierdie verkeerde keuses. En die gevolge daarvan is dat jy dalk verbitterd geword het, onvergewensgesind, dat jy boekhou van die kwaad, dat dit nie meer vir mense lekker is om saam met jou te leef nie, en dat jy eensaam geword het, juis omdat mense jou begin vermy, want jy is regtig 'n pyn vir hulle. Die gevolge van verkeerde keuses. Maar weet julle wat? Dit hoef nie so te bly nie. Dit hoef nie vir ewig in sement vasgegiet te wees nie. Want ons het die bietjie tyd wat ons nou nog oor het, ons wat hierdie bietjie tyd het, ons moet dit so gebruik, dat ons met die wysheid wat saam met die grysheid kom, dat ons begin om die regte keuses te maak. Efesiërs 4 vanaf vers 22 beskryf Paulus dit so, hy sê, omdat julle Christus leer ken het, en omdat julle sy volgelinge is, hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mense uit julle wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense, wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Ek sê daar is nog steeds tyd om te verander. Steeds tyd om die regte keuses te maak, om verhoudinge te herstel, om genadig te wees, om sondes te gaan bely teenoor jou kinders, jou kollegas of jou vriende of skoonfamilie wat jy ingedoen het of verkeerd behandel het. Daar is nog steeds tyd om regte keuses te maak. Jakobus 5:16 sê, bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word, sodat verhoudinge gesond kan word, sodat verhoudinge herstel kan word. Wees 'n voorbeeld vir jou kinders, vir jou familie, vir jou vriende, en leer hulle om die regte keuses te maak, dat jy op die ouene vir hulle kan sê, volg my voorbeeld, soos wat ek die voorbeeld van Christus volg. Dis die regte keuse. En wanneer 'n mens goeie keuses maak, wanneer jy die regte keuse maak onder die leiding van die Heilige Gees, dan word jou lewe 'n seën vir ander mense. In plaas daarvan om 'n pyn vir ander mense te wees, word jou lewe 'n seën van ander mense, want dit is immers wat God van my en jou vra. Ware verandering begin wanneer jy eienaarskap neem van die keuses wat jy maak. Ware verandering begin wanneer jy eienaarskap neem van die keuses wat jy maak. Wanneer jy 'n keuse maak op grond van wie en wat jy in Christus is, dat jy 'n gelowige is,
'n uitverkorene, iemand wat deur God by die naam geroep is en sy eiendom gemaak is, iemand wat 'n koningskind is. Wanneer jy begin keuses maak op grond van jou identiteit in Christus, dan begin jy om die regte keuses te maak. Maar tweedens, maak 'n keuse om mekaar te dien. Petrus skryf by 1 Petrus 4 vers 10 en sê, as goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God, moet elkeen, na mate hy genadegawe ontvang het, die ander dien. God het aan elkeen van julle uitsonderlike talente gegee. Moenie dink dit is julle wat so goed is nie. Nee, dit is God wat eintlik so goed vir julle is. Daarom moet julle julle talente gebruik om ander te help, boodskapvertaling. En weer eens, dis 'n keuse wat jy maak om diensbaar te wees. Dis 'n keuse wat jy maak om 'n voorskot aan te trek en ander te dien en te bedien. Dis die gesindheid van Jesus Christus, wat God is en nie aan sy goddelikheid vasgeklou nie, sê Filippense hoofstuk 2, maar die gestalte van 'n mens kom aanneem het, sodat hy ons kon dien en bedien. En dieselfde gesindheid moet daar in ons wees, sê Paulus, ons moet daardie voorskot van Jesus aantrek. Jesus sê self in Markus 10 van vers 45, hy sê, want die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Die ultimate diens, bereid te wees om jou lewe prys te gee vir ander. So 'n mens kan kies of om onbetrokke te wees en net te ontvang, selfsugtig te wees. Of jy kan Jesus se voorskot aantrek en diensbaar wees en so 'n seën vir ander mense te kan wees. Dis 'n keuse om gehoorsaam te wees aan God se opdrag. Julle moet mekaar bedien met julle gawes. Julle moet vir mekaar diensbaar wees. Dis 'n opdrag. Want dit is die manier waarop ons liefde vir mekaar sigbaar word wanneer ons bereid is om mekaar se bediende te wees. Want dis net liefde wat so iets sal doen. En dan beskryf Petrus daarvan in hoofstuk 4 as hy praat, hy sê, bo alles moet julle mekaar hartlik lief hê, want die liefde bedek baie sondes, en dan sê hy, wees gasvry teenoor mekaar sonder om te kla. Gasvryheid is die een ding wat maak dat mense weer terugkom na 'n gemeente toe. En ek wil so graag hê dat dit die tyd van ons gemeente moet wees, dat wanneer mense hier so kom, dat ons sê, weet julle wat, ons voel so tuis, dit is ons so lekker om deel te wees van hierdie gemeente, ons kom weer terug. En dit bekommer my, dat wanneer ons op 'n Sondag hier so sit, en ons het nie goedertjies om uit te deel vir besoekers nie, omdat hier nie besoekers is nie. En hoekom is daar nie besoekers nie? Omdat ons nie mense genooi het nie. Gasvryheid beteken dat jy jou hart oopmaak, dat jy bereid is om 'n tweede myl te stap om mense te ontvang en deel te maak van 'n groep waarvan jy dalk voel, maar ons is so 'n eksklusiewe groep, ons wil nie eintlik nog nuwe mense in hê nie. Bereid is om jou hart oop te maak daarvoor. En weet jy hoe baie mense is daar wat op soek is na gemeente? Dit het my al nou 2 keer oorgekom dat ek in 'n ry staan daar by 'n winkel, dat mense met mense met my in gesprek tree en dat hulle vir my sê dat hulle is op soek na 'n gemeente. Vat hulle name, skryf hulle telefoonnommer neer. Want ek wil so graag hê hulle moet iets kom belewe van ons gemeente en gasvryheid. Mense wat hulle harte oopmaak. Dit is die identiteit van ons gemeente sal wees. En nou sê Petrus ook, God gee aan ons almal verskillende gawe, en as jy byvoorbeeld die gawe het om God se woord op so 'n manier oor te dra dat dit iemand sal bemoedig, doen dit.
Moenie wag nie, moenie huiwer nie. En as jy sê, maar ek weet nie lekker om te praat nie, ek is nie beglad van die mond om bla bla. Ag, stuur net vir die persone 'n WhatsApp dan. Stuur dit wat jy gehoor en ervaar het, wat jou aangespreek het, stuur dit vir mense. Deel die woord van God met mense. Gawes lê oor 'n geweldige terrein. God het vir ons spesifieke gawes gegee sodat ons saam mekaar kan opbou. So as jy die gawe van barmhartigheid het en iemand se nood raak sien, gebruik dit. As jy die gawe het om leiding te neem, gebruik dit. As jy die gawe het om te organiseer, gebruik dit. As jy die gawe het om prakties met jou hande diens te lewer, gebruik dit. Dit vra opoffering en tyd. Dit vra geld. Dit vra baie keer dat jy jou groef van niks toe moet kom, hierdie groef van net wil ontvang en besluit, weet jy wat? Die Here verwag van my om betrokke te wees. Waar kan ek betrokke wees? Wat wil die Here hê moet ek doen? En weet jy wat? Die Here sal dit op jou hart lê, waar jy betrokke moet wees. Maak net jou oë oop. En ek is so trots op ons gemeente, met die betrokkenheid van julle. As jy julle gaan kyk bietjie op daai lys van hoeveel mense is betrokke net by ons gasvryheid van teeskink en eetgoed op 'n Sondag na kerk. Dis 'n baie lang lys. Julle wat daarbey betrokke is. Dankie vir julle betrokkenheid by ons gebedsgroep wat besig is om te groei en die effek daarvan op ons gemeente. Dankie vir die musiek en sangbediening. Dankie vir die herstelwerk by die kerk. Dankie vir die hulp met multimedia. En dan is ons besig om te beplan ook om ons tuine op te knap en 'n lushof te omskep. Dis alles geleenthede wat jy betrokke kan wees met jou gawes. En dankie vir elkeen van julle wat reeds daarbey betrokke is, want kyk hoe word ons net nie geseën deur jou betrokkenheid en jou aanwend van gawes nie. Dis wat God wil hê, dat ons deur ons gawebediening vir mekaar tot 'n seën sal wees. Sodat die gesindheid van Jesus Christus sigbaar sal word teenoor 'n wêreld wat net daar is vir hulle self, vir hulle eie genot. En dit maak gelowiges anders. Dit maak 'n gemeente anders as die wêreld. Ons is nie daar vir onsself nie, ons is daar vir mekaar, omdat ons gehoorsaam is aan die Here. Maar die derde punt, maak 'n keuse om in geloof vas te byt. Petrus skryf vir mense wat regtig wat weet swaar gaan in die lewe. Hy sê 1 Petrus 4 vers 14: As mense lelik met julle praat omdat julle Jesus is, moet julle bly wees. Dit is vir julle 'n bewys dat God se Gees, wat groot en belangrik is, in julle lewe aan die werk is en dat mense dit raak sien. Of hy sê, ander vertaling, geseënd is julle wanneer julle beledig word ter wille van die naam van Christus. Dis 'n bewys dat die Gees aan wie die heerlikheid behoort, die Gees van God op julle bly. Kom ons sê dit vir mekaar. Dis nie altyd maklik om die regte keuse te maak en daarvolgens te leef nie. Kyk, ons word nog nie vervolg en gemartel en doodgeskiet soos byvoorbeeld die Christene in Nigerië nie. Ons swaar kry vervolging lê bietjie op 'n ander terrein dalk. Ons swaar kry en moeilike tye vra van ons opoffering. Dit maak dat ons, wanneer ons die regte keuses maak en reg optree, dat ons soms die weerstand kry van of kollegas of beledigings van mense van wie jy dit nie verwag nie, dat jy soms 'n werk word deur familie en kinders uit 'n vriendekring uitgestoot word. Dis alles konsekwensies, gevolge van regte keuses vir God.
En jy moet weet, dit gaan nooit op pad kom, as jy hierdie keuses maak. Dis deel van hierdie swaar kry, om 'n gelowige te wees. Maar nou sê Paulus in Romeine 5, hy sê, wees bly as dit met jou gebeur. Wees bly as dit met jou gebeur, omdat jy gekies het om Jesus te volg, om hom te dien en te gehoorsaam. Hy sê vanaf vers 3, hy sê, ons sal heug ons ook in die swaar kry. Ons is bly daaroor. Want ons weet, swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Hy sê, wees bly wanneer jy deur hierdie moeilike tye gaan. Wees bly wanneer mense die lewe vir jou moeilik maak, omdat jou lig helder skyn in 'n donker wêreld, want jou swaar kry laat jou geestelik groei, en dit laat jou geestelik sterk word. Hierdie swaar kry is 'n toets vir die krag van jou geloof. En daarom moet jy nie dit dink, why me? Hoe kom ek? Wat het ek gedoen om dit te verdien nie? Sê, dankie Here, dat ek kans kry om my krag van my geloof te kan toets. Dan kom Paulus en hy sê, op 'n ander vertaling, hy sê, wanneer ons al ons hoop op God stel, sal ons nooit teleurgesteld wees nie, want hy vul ons lewens elke dag met sy liefde, en dit doen hy deur die Heilige Gees wat by ons bly. Die woord sê, ons het 'n rede om te glimlag as jy vervolg word, belede word, omdat jy Jesus volg en dien. Eerstens, dit wys in jou lewe. Mense sien dit raak, dat jy anderster is as die res van die lewe, res van die wêreld. Dit wys in jou lewe, dat die Heilige Gees aan die werk is, dat die Heilige Gees besig is om jou te skaaf en damer, om God se beeld tevoorskyn te laat kom. Maar dis ook 'n bewys, dat die Heilige Gees in jou bly, dat daar vordering is. Dit is wat Petrus sê. Hy sê, wanneer hierdie dinge oor jou kom, dan moet jy weet, dis 'n bewys dat die Heilige Gees in jou is, want uit jou eie sou jy dit nie gedoen het nie. Uit jou eie sou jy nog die ou pad gevolg het agter die wêreld aan, maar hierdie is 'n bewys daarvan, dat die Heilige Gees in jou lewe is, en dat daar vordering in jou geestelike lewe is, dat dit al hoe meer sigbaar is. Hoe meer mense jou begin kwaadlik neem oor jou Christelike geloof, oor jou Christelike leefwyse, hoe meer moet jy glimlag, want jou vordering is soveel duideliker. Ja, ons is nog almal onder konstruksie. God is besig om dag en nag aan ons te timmer en te skaaf, omdat hy so harde tyd het om sy beeld in ons tevoorskyn te laat kom. Maar dankie tog dat God nie met ons opgee nie. Dankie vir sy belofte, dat hy ons nooit in die steek laat of verlaat nie, en dat hy nooit hierdie werk wat ons begin het, sal laat staan nie. Jou geestelike krag lê nie daarin, dat jy voorgee dat alles in jou lewe oukei is nie, maar dat jy kies om aan te hou glo ten spyte van die moeilikhede, dat jy kies om in geloof vas te byt, dat jy kies om aan Jesus vas te hou. Dis die keuse wat jy moet maak. Ek en jy, ons tyd raak al hoe minder. Ons tyd is eintlik besig om uit te loop, nee, ons weet dit. Maar ons word nog steeds elke dag voor keuses gestel. Kies of die goeie of kies die verkeerde. Elke keuse wat jy maak, het 'n effek of 'n gevolg op jou lewe. Wanneer Joshua die beloofde land moet ingaan, dan stel hy, of toe Joshua in die beloofde land is,
stel hy die volk voor 'n keuse, Josua 24 vers 15, as hy sê, alles word nou omring deur al hierdie afgode en die volk het al hoe meer en meer begin neig om agter hierdie afgode aan te gaan en hulle te dien, in plaas van God wat hulle uit Egipte uit verlos het en in die land gebring het. Dan sê Josua 24 vers 15, as hy sê, as julle nie bereid is om die Here voluit te dien nie, besluit dan hier en nou wie julle wil dien. Wat my en my gesin betref, ons het ons keuse klaar gemaak. Ons gaan die Here dien. Sê, as julle nie bereid is om die Here voluit te dien nie, besluit dan hier en nou wie julle wil dien. Maar wat my en my gesin betref, klare keuse gemaak. Ons sal die Here dien. So ek wil jou vanoggend aanmoedig. Ek wil jou aanmoedig om Josua se voorbeeld te volg wat my en my gesin betref. Ons het ons keuse klaar gemaak. Ons gaan die Here dien. Ek gaan die Here dien. En laat die Heilige Gees toe om jou gedrag te bepaal. Laat die Heilige Gees wat in jou woon toe om jou te help om die regte keuses te maak. Want nie alleen sal dit maak dat dit goed gaan met jou in die lewe nie, maar dit sal ook maak dat jy vir ander mense tot 'n seën sal wees, sodat jy die vreugde kan belewe, die voorreg kan belewe daarvan om 'n Christen te wees. Want dit is lekker om 'n gelowige, om 'n Christen te wees, om vanuit die heerskappy van die Gees te lewe, want die Heilige Gees help jou om die regte keuses te maak, sodat dit met my en jou goed sal gaan. Miskien is die Heilige Gees al vir lang tyd besig om 'n pad met jou te stap. Miskien is die Heilige Gees al vir 'n lang tyd besig om jou gewete te pla. Miskien is die Heilige Gees al vir 'n lang tyd besig om jou te konfronteer oor jou keuses. Daai stemmetjie wat jy probeer ignoreer. Maar vandag as jy sy stem hoor, moet jy nie jou hart verhard nie. Moenie op twee gedagtes bly hinker nie. Kies vandag om die Here te dien, te volg, te gehoorsaam. Maak vandag die regte keuse. Want dit gaan vir jou 'n goeie gevolg hê in hierdie lewe en nog soveel te meer in die ewige lewe. Moenie wag totdat dit te laat is. Kyk, vandag is dit die regte tyd. Kies die lewe, kies reg. Amen. Wens ontvang die seën van die Here en gaan ook huis toe met die vrede van God. Van die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van julle bly totdat Jesus weer kom. Amen.